Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Here almagtige Vader, ons kom vanoggend in eerbied voor U neer, Here, in alle nederigheid buig ons voor U. Here, om een rede, want U is die God bo alle gode, die koning van konings, Here die almagtige, die Vader van hemel en aarde. Here, en daarom kom ek vanoggend voor U en ek draai hierdie broers en susters op aan U. Here, en ek vra dat U hulle elkeen vul met U Gees. Here, ek dra vir Jimmy veral aan U op wat gister sy ma verloor het. Here, dit is nooit maklik nie. Here, maar vanoggend is hy op die regte plek vir troos. Here, en dis net U wat kan troos, wanneer daar soveel pyn in ons harte is. Here, en daarom kan ek nie anders as om U naam te loof en te prys nie. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, wat 'n wonderlike voorreg is dit om saam met medegelowiges altyd by mekaar te kan kom en die Here te kan loof en te kan prys. Ek wil begin vanoggend met 'n verhaal van wat in my lewe gebeur het laas Sondag. Ek was bietjie laat en ek staan in koffie drink daar agter en Marie het gepreek en ek en Barry begin gesels. En met die wat ek en hy gesels, praat ons lewe in mekaar se lewens. Spreek ons lewe in mekaar se lewens, sonder dat ons weet wat in mekaar se lewens gebeur. Maar dit is wat gehoorsaamheid beteken. Gehoorsaamheid aan God. Wanneer ons gehoorsaam is aan God, sal ons, sonder dat ons dit besef, lewe in ander se lewens spreek. En mag ons harte so oop wees, dat ons dit altyd besef. Dat dit nie oor kennis van die Bybel gaan nie. Dat dit nie gaan of is ek 'n geleerde nie, het ek 'n teologiese graad nie, maar dat ek luister. Ons het so mooi, net so mooi vanoggend vir ons verduidelik. Dit is so awesome om God se stem te kan hoor. En ek wil regtig vanoggend wat die Here op my hart gelê het oor gehoorsaamheid. Hoop ek regtig jy maak jou hart en jou ore oop om te hoor wat God vir ons sê in sy woord. Want ons almal ken die Bybel. Ons het 'n kort speelietjie wat ons speel by die jeug in die aande. Ek vra 5 Bybelvrae en die antwoord is waar of vals. En dan staan almal op en wanneer die antwoord waar is of vals, die een wat sê waar moet sit. Nou as hulle sit, dan weet hulle gewoonlik hulle het verkeerd geantwoord. En dit is hoe ons die Bybel leer ken. Maar die feit dat ek die Bybel ken, die feit dat ek vra uit die Bybel kan vra, dat ek die woord van God redelik onder die knie het, ek het hom nie onder die knie nie, maar wat ek redelik verstaan wat hier aangaan, en dat ek regtig moeite doen om die woord te verstaan, beteken vir my niks as ek dit nie leef nie. As mense dit nie in my sien nie. Dan is ek 'n hoorder van die woord en nie 'n dader nie.
En vanoggend kom dit op hierdie punt waar ons moet besef dat gehoorsaamheid aan God meer is as om net in die kerk te kom sit. Meer is as om net te bid. Meer is as om net die Bybel te lees. Meer is as om net by 'n selgroep te wees. Meer is as om net met vriende en familie oor God te praat. Dit gaan oor absolute gehoorsaamheid. Abraham was gehoorsaam aan God. God het vir hom gesê, trek, en Abraham het dit gedoen. Noag was gehoorsaam aan God. God het vir hom gesê, bou 'n groot ark. Hulle was in die middel van die woestyn. Noag het dit gedoen. En hulle almal het die een of ander tyd weggedraai van God af. Daar's net een volmaakte voorbeeld van absolute gehoorsaamheid in die Bybel. En dit is Jesus Christus. Selfs in sy moeilikste uur het hy gesê, laat u wil geskied, nie my wil nie. En dit is die voorbeeld wat ek en jy moet volg. Wanneer ons na Jesus toe kom, wanneer ons regtig God wil volg. Ware geloof wys in gehoorsaamheid. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Die vraag, leef ek wat ek hoor, of hou ek vas aan die kennis van woorde? Wat is die verskil tussen kennis en wysheid? Kennis kan ek opdoen. Ek kan 'n boek vat en ek kan dit lees en ek kan my kennis verbreed. Maar wysheid sal ek nooit vergeet nie. Wysheid, wil ek sê vanoggend kom van God af. Dis iets wat iemand in my hart geplant het, wat ek nooit sal vergeet nie. Iemand het vir jou eendag miskien soms so by die verbyloop iets gesê, en vandag onthou jy dit nog steeds. En jy bewaar dit. Dit het vir jou betekenis. En jy het dit gehou, en jy werk nog steeds daarmee. Dit is wysheid. En om God te gehoorsaam, het ons wysheid nodig. Nie net kennis nie. Om regtig op God te vertrou, ten volle. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Jy kan nie 'n lewe bou op kennis alleen nie. Jy kan slegs 'n lewe bou om God te gehoorsaam. En hy het so mooi verduidelik dat dit vandag nie meer so maklik is nie. Daar's soveel goed wat ons aandag aftrek. Gister gesels ek en Johan met mekaar en ek sê vir hom, jammer Johan, dit is maandag/Saterdag by my. Dit is net 'n woeste maandag, al was dit Saterdag. Dit voel soos 'n blou maandag. Toinet sê vir my, in die week, kan ons nie net slow down op 'n naweek ten minste nie. Dit voel of die bal net vinniger rol op 'n naweek. Ons lag nou, ek en Henny en Barry daar agter. Henny, as dit nou nie jy was nie, verskoon my. Ek dink dit was jy van die naweek wat te kort is, dit was nie jy nie. Buddy hulle, is Buddy gewees, sorry Buddy. Hy sê, kon die naweek nie maar 5 dae gewees het en die week 2 dae nie. Ek sê ja, dan so daai 5 dae ook te kort geraak het. Ek wil graag saam met julle lees uit Psalm 127, baie bekende Psalm. As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie
beskerm nie. Waak die wat dit beskerm, te vergeefs. Jesus was gehoorsaam, al was hy vol vrees. Daai laaste aand in Getsemane voordat hy uitgelewer het, was hy regtig vol vrees. Die Bybel sê hy het bloed gesweet. En dis die eerste keer dat ek dit van hoor is in die Bybel, en ek het nog nooit iemand ontmoet wat bloed gesweet het nie. So God was regtig, of Jesus was regtig bevrees daai dag. Vrees wat ek en jy nie ken nie. En ek het baie keer geworstel oor hierdie Jesus wat lewendes opwek, Jesus wat krepeles laat loop, Jesus wat al hierdie mag het om blindes te laat sien, dowes te laat hoor. Waarom is hy bang vir wat met hom gaan gebeur op Golgotha? Het hy regtig so vrees vir die mens gehad wat die mens aan hom kan doen? En toe ek deur die Bybel werk, en so 2 jaar terug, toe ek voorberei vir Paasondag, toe openbaar God hierdie aan my. Jesus was nooit bang vir die kruis wat hy moes dra nie. Jesus het geweet, daai heuwel op Golgotha, teen daai kruis, gaan God hom verlaat. En dit het hom vreesbevange gemaak. Want ek en jy leef, en ons het altyd God by ons. Ons weet nie wat dit beteken om God verlate te wees nie. En tog, dink ons gehoorsaam God, deur die regte dinge te sê, die regte dinge te doen, maar ons hoef nie gehoorsaam aan hom te wees nie. Ons hoef nie sy gebooie te onderhou nie. Selna, kan jy vir my die volgende skyfie wys? Ons almal ken die verhaal van die 2 paaie. Die wêreldse pad en die nou pad. Maar daar is so baie mense wat van God weet, wat van Jesus weet, maar hulle gehoorsaam hom nie. En vanoggend moet ek en jy besluit, op watse pad is ek en jy? Is ons op die pad waar ons weet van God, of is ons die pad waar ons regtig hom gehoorsaam? Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Daai laaste gedeelte kom met Jakobus 2 vers 19. Die bose geeste glo daar is 'n God. En hulle sidder van angs. En ek en jy gaan maar net aan met ons lewens. God sal vergewe. Ek kan maar doen wat ek wil. God sal vergewe. Is ek en jy op 'n punt waar ons regtig ons lewens so in lyn met God gee, dat ons kan sê, ek is nie op daai pad nie. Ek is nie op die pad wat die wêreld op is nie. Ek is op daai smal paadjie waar God my wil hê. Ek het ware gehoorsaamheid aan God. Is jy vanoggend werklik gehoorsaam aan God? Of is daar dinge in hierdie wêreld wat jou aandag so aftrek, dat jy so kwaad raak, wanneer daar iets met jou gebeur in die dag, wat jou aandag aftrek, wat jou onmiddellik in emosies oorgaan, en kwaad raak, en op daai oomblik sondig, en sê, dis menslik. Het jy al daai woord gehoor? Dis menslik. Nee. Ek en jy moet 'n voorbeeld wees. Die hoëpriester Skefa het
7 seuns gehad. En hulle het gegaan om demone uit te dryf. En hulle kom daar, en hulle sê vir hierdie demoon, ek besweer julle by Jesus, wat Paulus verkondig. En die demoon antwoord, en hy sê, of die man wat die demone in hom het antwoord, hy sê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is julle? En as jy die verhaal verder lees, dan sal jy agterkom, dat hulle uit mekaar geslaan is, dat die Bybel sê, hulle het naak weggehardloop, gewond. Dit help nie net, ons weet van Jesus nie. Ons moet regtig 'n verhouding met hom hê. 'n ware verhouding met Jesus, met God. En dan sal die Heilige Gees jou vul, soos nog nooit van tevore nie. Dan sal jy kan loop, oral waar jy gaan, en jy sal die lig wees. Jy sal die duister verdryf. Want God is in jou, met jou, by jou. God is jou lewe. Die vraag bly, nie of jy Jesus vanoggend ken nie. Die vraag is, leef jy onder sy heerskappy? Van kleins af het ek groot geword in 'n Christenhuis. My ma en pa het my geleer van die Bybel. Ek het 'n kinderbybel gehad wat ek stukken gelees het, en op die ou end toe koop hulle vir my weer 'n nuwe een, en ek het hom stukken gelees. Maar weet julle wat? Daai kennis het my die vrede gegee wat ek gekry het die dag toe ek my hart ten volle oopmaak vir God nie. Toe ek besef, die feit dat ek dink ek ken hierdie Bybel, hierdie woord, die feit dat ek dink ek is 'n goeie mens, die feit dat ek nie rook nie, dat ek nie drink nie, dat ek nie vloek nie, die feit dat ek nie soos die ander vriende wat saam met rugby speel, meisies jaag nie, het ek gedink ek is beter as hulle, tot God vir my gesê het, hoogmoed is jou grootste sonde. En ek moes begin gehoorsaam wees aan God. Ons kan nie 'n suksesvolle lewe leef sonder God nie. Ek het gister, toe ek 'n paartjie trou, toe sê ek vir hulle, ons kan nie 'n suksesvolle huwelik hê sonder God nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, gehoorsaamheid aan God is die belangrikste ding wat jy ooit in jou lewe kan doen. En ek praat nie hiervan om net te gaan en te sê, o, ek kan nie dit doen nie, en ek mag nie dit doen nie, en ek mag nie dit nie, en ek mag nie dat nie. Nee, ek praat van om werklik God se stem in jou lewe te hoor. Om wanneer ek beweeg te weet, God is besig om met my te praat. Om ander mense met ander oë te sien, as wat ek gewoonlik na hulle gekyk het. 1 Korintiërs 13 sê, en ek weet dit gaan oor die liefde, maar dan het ek 'n klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Ek raas net, my woorde beteken niks, beteken nie veel nie. Jy kry baie van hulle. Hulle praat baie en hulle sê vir jou hoe jy moet leef en wat jy moet doen, maar in hulle eie lewens sien jy dit nie. Ons staan by 'n braaivleisvuur en dit is sommer net 'n storieetjie wat ek vertel, dis nou nie die waarheid nie. Ons staan by 'n braaivleisvuur en ons staan en gesels en skielik vind hulle uit, o, hierdie is 'n pastoor, en skielik verander die gesprek. En ek dink as ek vir Christo vra, gaan hy dit beamoen. Dis wat gebeur. Buddy,
As hulle hoor jy is 'n Christen, dan verander die gesprek. En dan sal mense kom en, ek dink Christo het dit so 2 weke of 3 weke terug het hy dit vir my vertel, dat sal hulle sê, ag sorry Christo, sorry dat ek nou dit sê, ek dink dit was laasweek in jou preek, sorry dat ek dit nou sê, of hulle vir jou moet om verskoning vra, hulle het dit in jou gesondig nie. Dawid was die een wat op sy knie geval het en gesê het, God, teen U alleen het ek gesondig. En wat ook al Dawid gedoen het, een ding moet ons weet, hy het altyd teruggekom na die Here toe. Niemand van ons is te ver van die Here af nie. As ons net terugbeweeg na hom toe. Volle gehoorsaamheid aan God. Kan ek en jy op 'n punt kom waar ons sê, gehoorsaamheid bring seën en nabyheid aan God. Ek kan nie nader aan God beweeg as ek nie gehoorsaam is aan God nie. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy getrou luister na die stem van die Here, jou God, gehoorsaamheid bring leiding, vrede en nabyheid aan God. Dit is die enigste manier om werklik te groei in sy teenwoordigheid. Nou ek wil jou vanoggend 'n vraag vra. Wat is dit om werklik gehoorsaam te wees aan God? Wat vra dit vanoggend van jou om gehoorsaam aan God te wees? Beteken dit dan dat ek elke Sondag vir die res van my lewe nou sal moet kerk toe gaan? Beteken dit dat ek my Bybel elke aand moet lees, elke oggend, dat ek tyd by God moet spandeer? Ja, dit beteken dit ook. Maar wat dit wel beteken, is dat ek my moet oopstel vir God. Ek moet sê, Here, hier is ek. Here, tot hiertoe het ek op my eie staat gemaak. Tot hiertoe het ek gedink, ek is die een wat U gegee het op hierdie aarde om vir mense te wys hoe hulle moet leef. Here, maar nou besef ek is die een wat moes leer. Here, kom vul my met U Gees. Vul my met U genade, met U liefde, met U krag. Here, dat ek werklik ontzag vir U sal hê, eerbied. Dat ek U werklik sal ontmoet op 'n ander vlak, as wat ek ooit gedroom het. Jesus het vir Petrus gevra, Petrus, het jy my lief? Petrus het geantwoord, ja, Here. Hy het weer vir Petrus gevra. En elke keer het hy vir Petrus 'n opdrag gegee. Laat my skape wei. Vandag het ek en jy as Christene 'n opdrag. En dit is laat ons nie een oomblik aan dit wat ons doen, mense laat twyfel aan God se goedheid nie. As ek dit een dag verloor, is dit mos nie so erg nie, Quentin. As ek dit een dag verloor, om net iets te sê, wat bietjie nie heeltemal is, wat van my verwag word nie, is dit nie so erg nie. Maar wat sien die wêreld? Die wêreld sien 'n Christen wat tot val gekom het, en hulle het gewag vir daai oomblik, want dan kan hulle sê, as dit is hoe 'n Christen leef, wil ek nie 'n Christen wees nie, moet jy nie daai Christen wees nie. Wees jy die een, wat die duiwels, hulle demoontjies teen waarsku en sê, bly weg van hom af. Want hy het die Heilige Gees in hom. Hoe nader jy aan God groei, deur gehoorsaamheid, hoe groter word jou eerbied vir hom. Jy sien, Jesus waarsku ons in Matteus 7. Hy waarsku ons dat daar gaan 'n dag kom dat mense vir hom sê, Here, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, in U naam wonders gedoen nie.
En Jesus gaan vir hulle sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Ek wil hê julle moet mooi luister en verstaan wat ek nou vir julle sê. Dit is nie genoeg om van Jesus te weet nie. Dit is nie genoeg om oor hom te praat nie. Dit is nie genoeg om met ander vriende, gelowiges, in Bybelstudies te sit nie, as jy nie 'n persoonlike verhouding met hom het nie. Jy benodig 'n persoonlike verhouding met hom. Hy met jou ken. Elke keer, wanneer ek stil raak by God, dan kry ek hoendervleis. As ek met iemand praat oor God, dan kry ek hoendervleis. Vanoggend toe Christo vir ons bid daar binne, toe kry ek hoendervleis, want ek het gevoel, die Heilige Gees is reeds teenwoordig daar, en net daarna toe sê hy dit. Oral waar ons beweeg, as ons hier van die kerk af wegry, is God by jou. Hy is nie net by jou, as jy hier sit nie. Gehoorsaamheid aan God, verdiep ons ontzag vir God. Oswald Chambers skryf hierdie, en ek het 'n boek van John Bevere gaan koop, wat Christo aanbeveel het ons moet koop, en in die boek verwys John Bevere na hierdie woorde van Oswald Chambers, en hy sê, if you fear God, you will fear nothing. If you do not fear God, you will fear everything. Christo het vir ons nou vir 2 weke lank so mooi verduidelik, dat hierdie fear niks te doen het met bang wees nie. Dat dit ontzag, eerbied is vir God. En ons het vanoggend gehoor, dat ek nie ontzag en eerbied vir God kan hê, as ek hom nie gehoorsaam nie. So ons opdrag is maklik. Die prediker sê dit vir ons. Daar in Prediker 12, vers 13 sê hy, die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Die vraag wat ons moet vanoggend vra is ek en jy op daai punt waar ons werklik so gehoorsaam is aan God, dat maak nie saak wat die wêreld sê nie. Ek is bereid om teen die stroom op te staan. Ek is bereid om stroom op te loop. Terwyl almal hierdie kant toe kom, is ek bereid om daai kant toe te gaan. Want ek volg God ten volle. Ten volle is ek gehoorsaam aan God. Gister toe ek 'n paartjie trou, sê hulle vir my voor die tyd. Hulle is 7 jaar al saam, hulle het 'n seentjie van 5. Tot nou toe hulle geleef sonder God. En op hulle troue besluit hulle wil ook hulle seentjie aan die Here toewy. En gister het ek die geleentheid om ook die seentjie aan die Here toe te wy. En ek sê vir hulle, dis gehoorsaamheid. Wanneer jy begin gehoorsaam raak aan God, gaan dit nie pla of dit my belangrike dag is nie. Dis nie meer die bruid se belangrike dag nie, dis net so belangrik vir daai klein seentjie. En toe ek die seun op die einde uitspreek, en hulle kom kniel, toe staan daai 5-jarige seentjie op, en hy sê, oom, ek sê, ja seun, hy sê, mag ek ook die kniel? Dit was so awesome. En ek sê van jy en jou papi en jou mammy gaan. En hy het gaan staan en hy het hulle so aan die skouers gevat en ek het die seën oor hulle uitgespreek.
gehoorsaamheid aan God. Is ek en jy nog gehoorsaam? Die vraag is nie, wat weet ek van God nie? Die vraag is vanoggend, leef ek wat hy sê? Jesus nooi elkeen, moenie net praat nie, wandel saam met my. Toe ek gekatkeseer het, ek was in 'n baie moeilike tyd in die kerk, en wat ek bedoel is, ons wat gekatkeseer het regtig, ons het dit moeilik gehad. Ons het elke jaar 'n eksamen geskryf. Jy moes die Heidelbergse katekismus geleer het. Maar daar's een ding wat ek geleer het, wat ek nooit sal vergeet nie. En baie keer as mense vir my vra, wat glo jy? Dan verwys ek hulle terug na die 12 artikels toe, na die geloofsbelijdenis toe. Toe ek belijdenis van geloof moes aflê, toe moes ek dit daar voor die hele gemeente, moes ons dit opsê. En ons ken dit. Maar partykeer moet ons dit net so 'n bietjie afstof en weer onthou. Want dit is die volle gehoorsaamheid aan God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, oor die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. My vraag, wat ek mee afsluit vanoggend, glo ek dit werklik? Of is dit net 'n rympie wat ek geleer het toe ek 'n tiener was? En ek wil myself op die spot sit vanoggend, gaan na my vrou toe, en vra vir haar, glo Jacques, dit werklik? Kom ons bid. Here Almagtige Vader, hoe wonderlik is dit om stil te word voor U. Here, ek vra vir volle gehoorsaamheid aan U. Here, ek bid dat U my sal vul met U Gees, met U liefde, met U genade. Here, so dat ek altyd, maar altyd gehoorsaam aan U sal wees. Al voel dit partykeer vir my, dis die verkeerde ding om te doen. Al voel dit partykeer vir my, ek kan nie hierdie kant toe loop nie, ek moet ander kant toe loop. Al voel dit vir my dat daar deure net toegaan in my lewe, weet ek, bly gehoorsaam aan God. Want God weet wat hy vir jou beplan, 'n toekoms, 'n verwagting, en laat ek daarin sal leef, dat ek sal weet, God is die een wat ek nodig het in my lewe. Here, ek vra dat U elke een in hierdie kerk sal seën. Here, dat Jesus Christus se liefde sal ervaar, die genade van U, en dat hulle gemeenskap met die Heilige Gees sal hê. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.